Eerstens wil ek net, as vandag die laaste dag, ek wil net weer eens sê, baie dankie vir die uitnodiging, dankie vir Jan-Hulle, vir julle gasvryheid, dankie vir die lekker kos, ek dink ek praat al namens al die manne, ek dink daar was genoeg kos, daar was lekker kos, en ek dink dit was 'n groot blessing, kom ons gee vir die manne 'n lekker hande. Dan ook vir ons musiekfabriek, ons sê vir hulle baie dankie, dat hulle ons so gebless het hierdie naweek, dat hulle hier was, al die moeite gedoen het, al die instrumente gebring het, en ons kon bedien het, ons sê ook vir hulle dankie, kom ons gee vir hulle lekker hande. Ek het sommer net iets op my hart, iemand soos Jan, wat hierdie passie het, en ek dink nie een van ons wat hier sit weet, hoeveel moeite gedoen is om hierdie plek so mooi te kry, skoon te kry, netjies te kry. Ek dink man van ons besef alles wat gedoen is om die plek te kry soos dit is. Ek wil op 'n manier vir elke ou wat hier is, wil ek vra, jy moet betrokke raak. Betrokke raak beteken dit, as jy sien hier's 'n fout ergens, kom maak dit reg. Ja, nie ons kyk almal vir een ou en sê ja, maar die kraan is nie reg nie, of weet jy, miskien is jy dalk 'n plumber, kom help. Jy het 'n klomp weer, Kanada of iets of wat ook al, kom help. Jy's dalk 'n elektriesien, bring 'n paar ligte saam. Dis hoe ons oral in die land kampe bou en help en planne en goeders. Onthou net een ding, niks is perfek nie, veral nie op so 'n plek soos hierdie nie. En daarom wil ek jou vra, as jy teruggaan, moet nou nie onthou die kraan wat gelek het of die geyser wat nie warm was nie. Kom wees eerder deel van die oplossing. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie, maar ek voel dit om vir my hart vir jou te sê, as jy daar by jou plek 'n klomp teels het, wat jy nie gebruik het nie, of jy het 'n klomp matte, manne, dit sal lekker wees as jy matte kan insit, dis lekker as jy steels kan insit, dis lekker as ons kan deel wees van die oplossing. Right. Dis dalk jou bietjie wat jy kan doen vir die koninkryk van die Here. Ons het daar by Mabula, klomp jare gelede, 30 jaar terug, het hulle uit niks uit nie. Een ou het stene gebring, ander het gras gebring, ander ou plumbing gebring, ander ou dit gebring. En die einde van die dag het hulle 'n hele infrastruktuur gebou en duisende mense het daar tot bekering gekom. So ek wil vir elke man vra, kom meld aan vir diens. As jy iets gekry het in jou lewe, gee iets terug. Hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. So ek wil, Jan, ek het die vrymoedigheid om dit te vra, dat manne gaan aanmeld vir diens. Al is dit om 'n krywaar te stoot, al is dit om te kom hark. Jy weet, baie keer kom 'n ou plek en jy wil alles reg hê. Wat van as 'n ou voor 'n ou kamp kom, miskien die dag voor die tyd kom help vir jou skoonmaak, wat ook al. Ek bedoel, hierdie girls wat hier is, het die hele naweek kolf gewas. Ek bedoel, dis 'n liefdesdaad, man. En ek wil dit vir jou sê, dat ons moet dit raak sien, ons moet dit waardeer. Want dit is between them and God. Maar ons moet nie dit vir granted vat nie. Ons moet nie later dit so hê dat 'n kamp kan nie plaasvind nie, maar die arme vrouens sloof hulle af en al wat hulle doen is, hulle kan nie kom na die diens luister nie, want hulle is net goed genoeg om skorp te was. Hoor my hart uit. Ek dink ons almal kan deel wees van die oplossing. Net soos wat die musiekouens ons bedien, net soos wat almal ons bedien, kom ons raak betrokke. Okay. Ek dink hierdie naweek het jy 'n bietjie eienaarskap begin vat, en ek wil met my hart sê, Boeta, ek voel die Here wys vir my baie duidelik, dis op die regte pad. Klein bietjies, mosterdsaad, is wat saak maak. En ek dink jy gaan nog eendag terugkyk na hierdie naweek, en ek voel om vir jou te sê, hierdie was ook die begin van jou nuwe seisoen. Dis nie toevallig, dat hierdie naweek begin het op die 22ste Junie, jy sal jou lewe dit nooit vergeet nie. Dis wat die seisoen gedraai het, ook in jou lewe. Ek wil dit met jou spreek, dat die Here vir julle met finansies, en met goedheid en met guns, ek ervaar net, mense gaan goed met vragte hier begin aflaai. Ek ervaar het. Ek ervaar net, mense gaan kom, en skies nou, vergewe my as ek net sê, Boeta, moenie trots wees as mense jou wil bless nie. Ok, as 'n ou wil kom help, en hy wil kom skorrelgoed was, laat hom dit doen. Right, want dit is wat hy vir die Here wil doen. So ek wil regtig vir julle sê, julle is op die regte pad, om jou net 'n bietjie agtergrond te gee, manne van die woord, het so 13 jaar gelede begin, met 5 ouens onder 'n boom. 5 ouens onder 'n boom. Ons is vandag amper 90 takke in Suid-Afrika. Right, as God my nie met 5 ouens kan vertrou nie, gaan hy my nie met 10 ouens vertrou nie, gaan hy my met 100 vertrou, gaan hy my nie met 1000 vertrou nie. So die klein goedjies wat God jou mee kan vertrou,
is die goed, vir die Here is die goed. Ek gaan jou volgende keer, gaan jy dalk 60 manne wees, en dan gaan jy dalk 200 wees. Kyk wat het met Hengus gebeur, ek dink die eerste kamp was daar 7 ons, as ek dit nie mis. So moenie dit onderskat, die opregtheid van wat julle doen nie. Jou vrou is 'n wonderlike mens, gasvry. Ek kom by baie plekke, maar ek kan haar hart sien, sy is 'n pragtige mens, en as jy nie so 'n vrou het nie, Boeta, dan sê ek nou vir jou, jy jou vrou nie in unity oor hierdie saak is nie, kan jy die winkel toemaak. Vra my, ek weet waarvan ek praat. Ok, goed, ek gaan so 'n bietjie begin, maar voor ek begin, kom ons vra nog net, en Boeta het geopen, maar ek wil net vra, voor ek begin praat, dat ek absoluut my submit in die woord van die Here, wat hy vandag vir my wil sê. Goed, Vader, dankie dat ek nou kan kom in die naam, bo alle name Jesus Christus. Here, ek is maar net 'n houspaai vandag. Ek is maar net die Here wat die boodskap moet aflewer. Here, ek weet nie lekker wat ek gaan sê nie, maar ek wil my nou absoluut instel onder die Gees. Dat die Gees, Here, hy wat in my is, sal praat, en nie hy wat ek het, Here, my sintuie, my wil, my intellek, Here, dat dit sal praat nie, want asseblief, val dit weg, dat hierdie woord uit die hart uit sal kom. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ok, Vrydag aand toe jy nou hier aankom, toe is daar baie dinge in jou kop. Jy het nie lekker geweet waar die naweek gaan wees nie, jy het nie geweet waar jy gaan slaap nie, jy het nie geweet nie. Party is ons dalk skepties, ons het net nou, ons het gehoor gisterand, is Skalkie, dink nie is hier nie, is hy nie? Ok, ons het gisterand by Skalk gehoor, baie mooi gepraat, hy het gesê, hy het nie geweet eers of hy kan toekom nie. Hier is 'n paar manne wat hier sit, wat ook nie gedink het jy gaan kom nie. Maar die bottom line is, jy is hier. En ek wil vir jou sê, broer, Boeta, luister mooi, een naweek kan die hele destiny van jou lewe totaal verander. Hoor mooi, moenie hierdie woord van die Here as cheap vat nie. God se woord is nie cheap nie. Sy seun het aan 'n kruis gehang om vir ons te bewys hoe ernstig God is oor my en jou as sy kind, nie meer as 'n slaaf nie. Hierdie is nie cheap nie. En dit is vir my altyd lekker, John, julle moet nooit hierdie dinge 5 ster hotel maak nie. Moet hom nooit te grand maak nie. Want ek het gesien dat in die Bybel, as dinge te grand word, dan gaan dit nie meer oor Jesus nie. Want Jesus was 'n gewone ou. Hy was die seun van God, maar hy met die gewone ouens gewerk, eenvoudige plekke. Hy het op snaakse plekke geslaap. Eendag sê my pa baie interessante ding. Hy sê hy wonder as Jesus nou op 'n Sondag Suid-Afrika toe sou kom. En sê nou maar hy kom Pretoria toe. Hy wonder watter kerk sal Jesus in Pretoria gaan besoek op 'n Sondag. Dink 'n bietjie mooi, ek praat nou van fisies, né? Ja, jy sal sê, hy is by al die kerke. Maar kom ons praat nou van, sê nou Jesus kom op 'n Sondag Pretoria toe. Ek is seker daarvan die CRC ouens sal sê, we are the people. Ons het hierdie programme. En die Moroleta ouens sal sê, man, julle is ver agter. Ons het die programme. Ons het 'n kerk van 10,000 mense. En dan gaan jy by daai ouens kom en hulle gaan sê, we are the people. En elke kerk het die wonderlikste programme en almal het die wonderlikste idees en sendingaksies in Europa en oor die hele wêreld. En my pa het 'n fantastiese antwoord gegee. Hy het gesê, as Jesus op 'n Sondag Pretoria toe sou kom, sou hy geen kerk besoek het nie. Ekskuus? Ja, sy gees sou in die kerk gewees het, moenie 'n fout maak nie. Maar hy fisies sou eerder onder die brug en onder die plekke waar die stikkende ouens en die ouens wat gisterand gesuip het en daar waar die hoere was en daar waar die slegte mense was en daar waar die trakkies is. Jy sien, God se hart is nog altyd by die zeros. Reinhard Bonke sê 'n mooi ding. Hy sê, I was a zero. And then God came and he made me a hero. En ek interessant, né? Jesus se hart was nog altyd by eenvoud, by gebrokenis. Dis hoekom hy nooit gegaan het in die Universiteit van Jerusalem en die beste ouens gaan soek het vir die hoogste punte in teologie gehad het nie. Hy het gegaan daar waar die eenvoudige ouens is. En hy het sê, julle evangelie en hulle vertrou dat ek en jy vandag daaroor kan praat. Dink 'n bietjie mooi. Dink 'n bietjie mooi. 'n Klomp vissermanne. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. As jy kyk na daai manne,
Die slimste van die lot was Lukas, hy was 'n dokter. En vandag weet ons van die Bybel, van die Nuwe Testament, alles wat Jesus gedoen het, daar's 4 ouens wat hom dopgehou het. Dis hoekom, as jy my wil vra, waar begin ek die Bybel te lees? Begin met die Nuwe Testament. Begin met Matteus. Matteus het goed opgeteken, Markus het goed opgeteken, Lukas het goed opgeteken, Johannes het goed opgeteken. Dit is baie interessant, as ek nou vir julle hier vra, hoe het julle die naweek beleef? Gaan 5 ouens 5 verskillende weergawe gee. Hoekom? Want dit is jou persoonlike. Jy sal op die deel van die verlore seun onthou, en daai ou sal daai deel onthou, en daai ou sal daai deel onthou. Daar's niks verkeerd met jou nie, jy is nie dom nie, maar dis wat vir jou saak gemaak het. Dis hoekom die Bybel so interessant is, dat die ouens wat Jesus dopgehou het, daar was 4 ouens. Net om seker te maak, né? 3 is gewoonlik 'n final een, maar 4 is net 'n ekstra een. Interessant, hè? Gaan kyk hierdie goed in Matteus, wat Jesus vertel het, en dan die goed in Lukas wat Jesus vertel het. Party skryf net so kort stukkie, ander skryf so lank storie. Daarom wil ek jou aanbeveel, as jy wil die Bybel gaan te lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En dan kom 'n man met naam van Paulus, wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. Hy gaan beleef hierdie ou se journey, hoe hy radikaal die werk begin doen het, wat hierdie klomp apostels en disciples vir hom gegee het. En hoe hulle deur die hele wêreld gegaan het, ek en jy vandag die evangelie kan doen. Manne, Romeine, Handelinge, dis hoërgraad. As jy mooi gaan sit en dink, hoe hierdie ouens hierdie goed geskryf het, amper 2000 jaar gelede, en jy lees dit vandag, dan sê ek vir jou, dit kan nie oud word nie. Amazing. Daai manne, daai tyd al hoërgraad geleef, man. En dit sal hoërgraad wees tot Jesus eendag kom. Ek wil vandag vir jou 'n stukkie lees. En hierdie naweek gaan niks beteken, as dit net vir jou 'n lekker kuier naweek was, en 'n goeie gevoel, ons het lekker gesing, en ons gaan nie weg, en ons voel 'n bietjie. Luister nie. Ek het vir jou gesê, vandag God se woord is nie cheap nie. Hierdie naweek het jy iets in jou hart gevoel. Ek het hierdie naweek met manne gepraat, wat nog groot goed vir die Here gaan doen. Maar dit beteken niks, as jy uitstap, en jy wag vir die volgende kamp nie. Dit beteken niks, as jy hierdie goed vat, en môre oormôre, dan wag Romme Gert vir jou daar by die koöperasie. En hy sê dieselfde goed vir jou, in 'n week van nou af, you back to normal. Luister mooi, die duiwel se grootste plan met jou oor hierdie naweek, in die eerste plek, hy is baie kwaad omdat jy hier is. Hy het toe nie reg gekry om jou weg te hou nie. God wou gehad dat jy met hier wees. So daar's een ding wat die duiwel doen. Jesus beskryf hom, Matteus, in Johannes 10 vers 9. Jesus sê, die duiwel het gekom om te steel, te roof en te slag. Wat beteken steel? Die duiwel wil die woord uit jou hart uitsteel. Die duiwel wil jou blessing steel. Die duiwel wil jou gesondheid steel. Die duiwel wil jou huwelik steel. Die duiwel wil jou toekoms steel. Die duiwel is 'n leenaar en hy's 'n bedrieger en hy's 'n dief van die begin af. Die duiwel vertel jou heeltyd wie jy nie is nie. Jou grootste stryd wat jy het, is nie met jou buurvrou, of met jou vrou, of met daai ou wat jy nie like nie. Dis die ou agter daai ou. En die duiwel weet dit. Hy kom deur sensitiewe mense na jou toe. En hy het baie jakkals draaie. Jy's kwaad vir daai ou, nie vir daai ou kwaad wees, jy moet kwaad wees vir jou agter die ou. Dis hoekom ek sê, ons moet vir Malema bid. Ons moet nie vir Malema kwaad wees nie, ons moet die duiwel bestraf wat agter hom is. Want hy wil kom om te verwoes. En jy gedink as Malema die Here begin te dien, hoe hierdie land in 1 week kan verander. Daarom sê ek vir jou, jy het invloed. Wat beteken invloed? As jy weggaan, you can influence on people. Waar jy kom, gaan mense jou doppe. O, jy is hier nou by binnekant. Ja, ag nee joh, daai klomp ouers, nee joh. Ek gee jou net 'n week as jy weer presies back to normal. Dis hoekom dit belangrik is, dat Jesus het vir sy disippels gesê, gaan dan heen, maak disippels en leer hulle. Ons is hier vandag om jou te leer. Jy kan die beste ervaring in jou lewe hê. Ek het dit gesien by Mighty Mens. Ek het dit met Boeta bespreek. Die grootste aanklag teen Mighty Mens is dat die vrouens sê, man, 'n week na Mighty Men, dan lyk dit nog of daai man so skyn.
Hy sê, in 2 weke daarna is dit skei heilig. Dis hoekom baie van hierdie kampe kry slegte name, omdat hulle nie die manne leer wat om te doen nie. Nou die eerste ding wat jy moet doen, as jy van hierdie plek af weggaan, moenie vir mense gaan preek nie. Eendag het iemand 'n mooi ding gesê, hy het gesê, go and preach the gospel, and if necessary, use words. Jou lewe is 'n groter preek as jou woorde. Hoor mooi wat ek sê. Die belangrikste ding wat jy moet doen, die eerste ding wat jy moet doen, jy sien hierdie is God. Hierdie is God. Kom ons begin met die eerste ding. Die van julle wat Bybel sê, maak gou vir my oop op Johannes 1 vers 1. Johannes 1 vers 1. Lees gou. Ek kom nou, miskien nie jy sommer help. Lees hom nou. Steek jou hand op as jy met. Ek ken hom met my kop uit. Jy moet hom uit jou kop uit ken. Wanneer jy met die woord uit jou kop uit ken. Hoekom? Want die woord is die enigste ding wat die duiwel ooraan sit. Ek gaan dit weer sê, jy hoor my nie. Die woord is die kragtigste wapen in die wêreld teen die duiwel. Luister broers. Die duiwel kan konings en enige ou in Suid-Afrika vlog. Maar hy kan nie die woord vlog nie. Dis hoekom hy Jesus probeer vlog. En Jesus het vir hom gesê, daar staan geskrywe. Hoekom? Want die duiwel ken elke woord in die Bybel. En hy weet waar sy plek is. En die Bybel is die enigste ding wat die duiwel op sy plek sit. Hy wat in jou is groter as hy wat teen jou is. Voordat ek daar by Johannes 1 vers 1 kom, luister mooi. Jakobus 4 vers 7. Jy moet die woord ken. Onderwerp jou aan God. Weerstaan Satan. En hy sal van jou af wegvlug, sê die Here. As jy nie die woord ken nie, kan jy niks met Satan maak nie. As jy die woord ken, dan moet die Satan onder die woord gaan. Hy gaan nie onder Dawid se spies gaan nie, hy gaan onder die woord gaan. Want die woord is groter as die duiwel. Daarom manne, heel eerste ding na hierdie naweek, hier is die woord. Ek wil vir die manne wat daar agter sit, as julle nie 'n Bybel het nie, kom asseblief na John toe na die tyd. Ons sal vir julle Bybels gee. Al moet ons geld insamel, ons sal vir julle Bybels gee. Is daar manne wat nie Bybels het nie? Julle almal Bybels. Fantasties. 'n Bybel is jou lewe, boys. Dis jou waarheid, dis jou anker, dis alles, want hier is God. Hierdie is jou kinders. Hierso is jou legacy. Hier is jou finansies. Hier is jou huwelik. Hier is jou asemhaling. Hier is jou elke dag. Hier is hy. Kom ons kyk gou wat sê Johannes 1 vers 1. Sorry. Kyk gou. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Right, kom ons lees 'n bietjie klipbaar, dat jy kan mooi dit in jou kop in kan gaan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Afrikaans sê in die begin was die Woord, en die Woord was met God, en die Woord was God. Kyk vir my James 4 vers 7. Anders dink julle is Pretoria se Bybels hierdie, julle dink dalk ek sê dit met duime. Right, terwyl jy dit kry, weet jy hom daar? Kom ek vertel jou gou 'n storie. Ek kom eendag by 'n vrou in Pretoria. Sy's 'n baie suksesvolle sakevrou. Terwyl ek met haar gesels, ek hoor net hierso. Jy hoor die gees. Jy hoor sukses. Jy hoor voorspoed. Terwyl ek so met haar praat, sien ek haar skoen val uit haar voet uit. Sy het so baie mooi duur groen skoen. En die skoen val om en onder die skoen is daar so wit stiekertjie geplak. En ek sê vir hoorie, jy het in 'n stieker getrap. Sy sê nee, sy haal die skoen uit, sy wys vir my. Onder daai stieker, onder haar skoen, is daar 'n Bybelvers. En elke môre as sy loop, sit sy 'n Bybelvers onder haar skoene. En sy sê, ek staan op die woord van die Here elke tree wat ek loop. Waar staan jy broer? Op lak? Ag nee, ons hoop is 'n ou lucky dag. Nee, wat ek hoop net te gaan, ek hoop is daar nie so erg nie. Luister die broer, daar sê Jesus wat vir jou gesterf het, om jou 'n seun te maak. Jy krag broer, God soek net 'n body, hy soek net ore, hy soek net hande, hy soek net voete, om te loop op die woord van die Here. You're a powerful tool, man. Jy is jou hele lewe lank minderwaardig. Hierdie
Party mense is meer waardig. Goeders gee hulle waarde. Hier is jou waardigheid. Hier is die weg. Hier is die waarheid. Hier is die lewe. This is the beginning. This is the end. Interessant hoe hierdie Bybel werk. Raai wat beteken Genesis? Genesis beteken die begin. Raai wat beteken Openbaring? Die bekendmaking en die einde. Hier is die begin en die einde. Die Ou Testament was almal slawe, die Nuwe Testament is almal kinders van God. Hey man, ek moet nie so gou vergeet nie, jy moet nie goed weet man. Ons het julle mooi gepraat hierdie naweek. Okay. Hoor hierdie een. Submit yourselves therefore to God. Wat is God? God is die woord. Onderwerp julle aan God. Resist. Wat beteken resist? Weerstaan. Resist. As hy by jou kom kuier, dan sê hy wat in jou is vir hom. Luister die boetie, 'n man van God het opgestaan. Loop lê. Jy is nie meer 'n ou mens nie. Jy's 'n nuwe mens. Ek gaan dit weer sê. Hy wat in jou is, hier binne. Hy wat in jou is groter as hy wat teen jou is. Moenie dink Dawie se priester is groot nie. Ek is Here man. Dis hy wat gesterf het om my die Here te maak, wat my krag te gee. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Jesus vir sy disippels. Hy kom kuier vir sy disippels. Onthou julle? Nadat hy gesterf het, hy kom verskyn aan hulle. Hy sê vir julle manne, hallo dis ek. Die manne sê kan nie waar wees nie. Ja, dis ek. Ek het julle mos gesê ek gaan weer opstaan. Haai regtig. Onthou julle mos daar was daai een ou met die naam van Thomas, hy het mos nie geglo nie. Nee. Kan nie wees nie. Kom ons voel hom net eers. Waarlik, dit is hy. Ja, dit is dis hier. Okay, die Jesus, dit is hy. Hy sê manne, dis vir julle voordelig dat ek julle los. Ekskuus. Dis vir julle voordelig. Nooit, dit kan nie voordelig wees nie, want as u saam met ons is, ons het u gesien, die visies verander, het op die water geloop, nou is, die gaan nergens heen nie, ons gaan saam met u oud word, daar's nie 'n manier nie, ons weet nou wie u is, waarlik, u is die seun van God. Hy sê nee, dis vir julle voordelig dat ek waai. Voordelig, ja, hy is nou mooi, want ek gee vir julle my gees. En dieselfde gees wat Jesus in die doodheid opgewek het, is binne in julle. Ek dink aan klomp disippeltjies het vir mekaar so gesê. Goed so, wag 'n bietjie, wag. Ons moet eers 'n kursus hou, 'n konferensie oor hierdie groot woorde. Wat sê hy? I've got news for you. Alles wat Jesus vir die disippels gesê het hy vir my en vir jou gesê. Dis vir julle voordelig. Dis vir julle voordelig. Hoekom? Want ek gee vir julle my gees. En julle sal groter dinge doen as wat ek ooit gedoen het. Nou kom ek vra vir julle, watter van die disippels en wat een van my en jou het al groter dinge gedoen as wat Jesus gedoen het? Nie een nie. Hoekom nie? Want ons glo dit nie. Jy sien, jou grootste handicap is nie die duiwel nie. Die grootste handicap is twyfel. Manne, ek wil vir jou sê, as jy 'n groot oomblik in jou lewe gaan kom en jy begin verragtig die naam van die Here roep, dan sê ek vir jou, sal die see oopgaan. If you serious about God, I want to tell you, God is 100 times more serious about you. Jy glo dit net nie. Dis hoekom die Bybel praat van mosterdsaad, man. Hy sê, as jy maar net 'n bietjie ou mosterd, wie jy groot so mosterdsaad? Jy glo nie sien nie hoor, en jy oog jy amper nie sien nie. As jy net mosterdsaad glo, dan sê vir daai berg sê, bergie, in die naam van Jesus, hoor jy so, ek is nou moeg, ek gaan nie oor jou loop nie, skuif net gou 'n bietjie links, ek gaan nou sommer reg die kort pad vat. En as jy daai berg gemaak sommer so. Nee, dit kan nie my gebeur nie. Nee, maar ek is Koos, 'n mankie se dogter, ek kom hier vandaan af, ons is maar so gemaak en laat staan. Useless! Dis jou ou mens. I've got news for you, man. Dis hoekom hierdie Bybel gaan jou excited maak about your future. Eendag sê iemand vir my, as jy die Here nie ken nie, is hierdie boek black and white. As jy Jesus ontdek het en jy het uitgevind jy's 'n kind van God, is hierdie boek in full color. Jy lees hom anders. Die Heilige Gees help jou. En kom ons kom by 'n ander ding, by bid. Ek wil vir jou sê, bid vat nogal baie guts.
nogal moeilik om te bid, nee. Here, ek bid, weet dan hierdie maar, ek kon nou eendag gaan ou, eers hierdie ou is 'n brille. Hy kom by 'n kamp, hy sê een keer, hy sê hy was so ver van die Here af, hy het onder 'n skuilnaam gebid. Ek gaan dit weer sê. Hy sê hy was so ver van die Here af, hy het onder 'n skuilnaam gebid. Die ander ou, hy kom eendag in groot moeilikheid. Sy pa maat hom nie geleer bid nie. Die polisie wil hom vang. Hy kruip onder 'n tafel weg. Hy weet hy moet bid, maar hy weet nie wat om te sê nie. Hy begin te bid. Hy weet, hy wil net bid. Hy begin te bid. Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons vergelate vlaktes, waar die kraan sal antwoord gee. Hy weet, is iets met hoofdkantoor uit. Hy bid sommer die stem. Kan jy glo? Ek het vir jou goeie nuus. Hoor mooi. Jy hoef nie mooi woorde te sê om die Here te beïndruk nie. Jy moet net opreg wees. Want God kyk nie jou woorde op jou lippe nie. Hy kyk na die opregtheid van jou hart. Wie wat sê die woord? Jy weet so amazing van die woord. Hy sê wanneer jy bid, dan kom die Heilige Gees as 'n advokaat en hy tree voor die Here daarbo. Met ander woorde, sê net maar net jy bid en jy sê Here, dankie. Dankie Here. Dankie Here. Dankie. Dan gaan daai Heilige Gees en hy gaan daar voor by God en hy lê dit daar en hy sê Dawid bedoel eintlik U is groot, U is waardig, U is heilig. Dankie vir dit, dankie vir sy kinders, dankie vir sy plaas, dankie vir sy kat. Weet wat, die Heilige Gees tree vir goed in wat in die diepste van jou hart sit en al wat jy gesê het is dankie. Manne, die woord sê wanneer jy bid, gaan jy op binnekamer. Wat beteken dit? Dis geloof. Manne, dis moeilik om in 'n kamer te gaan. Hy sê, wanneer jy bid, gaan jy op kamer, sluit jou deur. Hoekom? Want God wil hê niemand met jou pla nie. Hoekom nie? Want dit is vol verskriklik belangrik as jy bid. Dit is vir God meer belangriker dat jy bid, as jy belangriker vir hom te bid. Ek wil jou sê, God se behoefte na jou is 100,000 keer groter as jou behoefte na hom. Weet jy, weet ek dit? Ek weet dit met my kinders. Ek verlang na my kinders verskriklik baie. Ek dink hulle verlang mees na my nie. Hulle is te besig. Is dit nie so nie, broer? Ek wil vir jou sê, my gedagtes is heeltyd by my kinders. Ek dink hulle dink so 1 keer 'n dag dalk aan my, miskien is hulle dalk geld nodig het. Ekskuus, ek sê dit te laat verkeerd. Maar dit is so. Ek dink dit was dieselfde met my ouers ook. My ma het my baie gebel. Maar ek sê ek, ag, maar gee my net 'n bietjie kans vandag. Weet jy hoekom? Want sy het hierdie planne van my. Want sy het vir my gebid. Bid. Bybel sê, as jy bid, gaan jy in die binnekamer en bid tot 'n Here wat jy nie kan sien nie. Manne, dis geloof om te bid. As ek hier nou staan, as maak 'n skool oop. Dis nie 'n ritueel nie, dis geloof. Here, ek bid tot U. Here, ek vertrou U. Here, ek dit. Jy dink dis 'n klomp woorde wat sommer net hier ergens hier en miskien waai wind dit dalk daar in 'n wolk in. En miskien, luister die broer, elke woord wat jy sê, weet God van. Die Bybel sê, voordat jy gebid het, het ek reeds geweet. Want God is hooggraad boos. Daniel, hy bid. Hier op 'n stadium word sy gebed nie geantwoord nie. Hier kom sê die Here vir hom, voordat jy gebid het, het ek jou reeds beantwoord. Voordat, manne, voordat. God het geweet, voordat jy die naweekie gaan wees, jy gaan nie wees. God is klaar in die toekoms. Hy het klaar 'n datum wat jy daar is. Man, He has got the plans for you. Ek weet die planne wat ek het. God is in die toekoms, boys. Hy ken die eerste dag, hy ken die laaste dag. God ken jou kinders se kinders se kinders se kinders. Hy ken al hulle name. Die woord sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy het nog nie eens 'n naam vir jou kleinkinders nie, man. Jy het nog nie eens 'n naam vir jou kinders nie. God het daar 'n naam vir jou kinders. Julle lyk vir my so of julle my nie glo vandag. Dis goed, man. Dan kan ek iets van God sê. God is net goed. God is net goed. As jy 'n persepsie het dat God is sleg,
God is bad, kry dit in jou kop uit. Want as jy die verlore seun mooi verstaan en sê uitvind, dat hierdie vader, ten spyte van dat sy seun hom beroof het, wie wat het daai seun vir hom gesê? Daai seun het vir hom gesê, jy's dood. As my seun na my toe kom en hy soek my erfporsie, wie het sê vir my? Jy's dood. Jy is dood. Al wat goed is jou geld. En dan moet jy mooi luister, my seun sal net my erfenis kry as ek dood is, want dan betaal die polis uit. Nou moet jy weet, as my seun nou na my toe kom, en my polis het nie uitbetaal nie, moet ek van my eie geld vat, en dit vir hom gee. Is dit nie so nie? So dink 'n bietjie mooi oor geld, was daai ding, né? Ons ken hom ons, né? Dis mos maar ek en jy. Kom, sjaai 'n tafel, ek soek jou geld. Jy sê eintlik vir mense gesig, hy's dood. Jy sê alles wat jy goed was, is nie meer goed nie, maar al wat goed is jou geld. Ek dink is 'n tipiese Afrikaanse pa sal hom erg vererg het vir daai laaitjie. Hy sou bitter nagte gehad het. Hy sou gewag het vir die dag van afrekening. As hy by daai plaas inkom, gaan ek en jy praat, boetie. Jy gaan hier, daaronder gaan jy bly, en jy gaan vir jare werk, en elke sent sal jy terugbetaal, met rente. Is dit nie so nie? Ek is so bly, ons hemelse Vader is nie Afrikaner nie. Ons hemelse Vader is 'n goeie God. Ek is so bly dat daai hemelse Vader, ek wil nie met iets mooi hoor. Daai verlore seun het 'n dubbele porsie gehad. Hoekom? Want hy het mos die eerste deel gekry, is dit nie? Is dit nie? En toe kry hy die tweede deel ook. Dis hoekom die ander broers so kwaad was. Luister nie, daar's 'n dubbele blessing op jou lewe. Nee, ek dink nie jy verstaan nie. Ek dink nie die idee wat ek sê nie. Hierdie vader was heeltyd besig om aan sy kind te dink. Nie met wraakgedagtes nie. Wat is daai pa? Wat het daai pa van die verlore seun heeltyd gedink? Jeremia 29 vers 11. I know the plans I have for you, says the Lord. Those are plans for you to prosper. Het daai seun dit verdien? Verseker nie. Het ek en jy dit verdien? Verseker nie. Jy sien, sonde het nie die vermoë om te maak dat die verlore seun se pa ophou lief was vir hom nie. Inteendeel van die straf het hy 'n blessing in gedagte gehad. Maak nie sens nie. Boeta. Dit maak nie sin nie. God se liefde maak nie sin nie. God se genade maak nie sin nie. Die rede dat ek hier staan, is nie omdat ek goed is nie. Ek dank die Here dat ek by 'n mannekamp gekom het en die pen het gedrop en God se liefde maak sin. Ek is nie omdat ek 'n teoloog is nie. Ek is nie 'n pastoor nie. Ek is nie 'n dokter nie. Ek is nie 'n dominee nie. Ek is 'n doodgewone ou soos jy. Maar weet wat? Prys die Here. Dit maak sin. God se liefde maak sin. Dit het my 40 jaar gevat, manne. Want ek was lank in die kerk. Ek het nie lekker verstaan nie. Dan eendag is praat die ouens van die Jesus hou nie van stout kinders nie. En die Here straf. Ek is so bly dat die Here het Jesus klaar gestraf op die kruis. Weet jy hoekom? Want daardeur is ek vergewe. Ek kon dit nie verstaan nie. Miskien moet ek gou die storie vertel wat my lewe verander het. Ek kom eendag by 'n mannekamp en 'n ou vertel 'n storie. Mense love stories, né? Kry jy warm, vat nou spoed. Ou kom eendag by 'n kamp en hy vat sy Bybel so. Nou sit ek daar agter en ek weet ek moes nou die Bybel vandat ek my verstaan het, man. Ou sê nie my stories kom vertel nie. Ek sê vir jou die Bybel agterste voorop sê, man. Ek weet alles, man. Ek ken 50 stories van Dawid. Ek ken 70 van Moses en 20 van Rut. Ag man, ek het dit gehoor, man. Meer as wat almal van julle het gelyktydig gehoor het. Ek het dit gehoor elke dag. Maar die pen het nie gedrop nie. En eendag kom hy ou by 'n kamp en hy vat die Bybel so. En hy sê, "Manne, sien julle hierdie? Sien julle hierdie? Hierdie is die woord van God." Ek sê, "Ja nee, ek weet dit. Luister, ek het dit baie gehoor. Kom, gooi nog 'n bietjie iets toe. Interesseer my." Hy sê, "Sien hierdie? Hierdie is 'n liefdesverhaal. Dis 'n roman." 'n Wat? 'n Roman? Nee broer, nou raak jy uit. Dis godslasterlik daai. Hierdie is nie 'n roman nie. Hierdie is 'n strafboek, is 'n wetboek. Jong, die Here sê jou uit, so hy sê jou met 'n weerligstraal doodslaan as jy sê hierdie is 'n roman. Ek weet romans baie as hulle goed is, dan word hulle blitsverkopers, ja. Hy sê nee, luister my uit.
hierdie is 'n roman. En hy sê, gee my 'n kans. Wat ek net vertel, ek sê, okay boetie, try jou beste, want ek ken hierdie Bybel, hierdie strafboek ken ek nogal redelik goed. En hy begin met die Bybel, hy sê, in die begin, het God eendag op sy troon gesit, en hy het so 'n blink oog gekry, en skielik, sê die discipel, as sy engele vir hom, wat sien nie? Hy sê, I've got a dream. Hy sê, wil hy so kyk, begin hy opgewonde raak, en hy sê, hou my dop, en God spreek, en daar was lig. En God spreek, en hy begin die dinge te doen, skepping, Genesis 1, en God spreek, en alles kom uit sy mond uit, ek wil hier met iets hoor, God spreek en dit kom, ek en jy is in die gelykheid van God gemaak, ek en jy het sprekende krag in ons monde, ons het wonderwerke in ons monde, jou toekoms is in jou mond, jou huwelik is in jou mond, jou finansies is in jou mond, meneer, dis hoekom jy so min het, want jy spreek dood, en God spreek, en die goed kom. Nou sit ek vir hierdie ou so en kyk, skepties daar. Ja, daai storieetjie ken ek. En hy begin te praat. Hy sê, God spreek, en God spreek, en God spreek. En die 5de dag maak God die mens na sy beeld. En hy sê vir die mens gaan heers. Hy sê, moet doen wat jy moet doen. En die 7de dag rus God. Ek sê, toe. Hy sê, toe bly hulle in die paradys. En Adam en Eva geheers, en hulle was geesmense, want God is gees. En die volgende oomblik kom die duiwel, en hy steel. En die oomblik toe hy steel, toe gee die Here hom die wettige reg om oor die mens te kom heers. Wat beteken heers? To control. En daar kom skeiding tussen God en die mens. En hoor mooi, hierdie kunskap word toe slaafskap. Onthou, die hele Ou Testament begin nou, en almal is slawe. En die enigste manier om by God te kom, is dat God maak 'n verbond. Ek wil hê jy moet hierdie ding mooi luister, my seun. Luister mooi, want hierdie ding het my lewe verander. Hoor wat ek jou vandag sê. En God kom en hy sê, ek wil weer by my mense uitkom. En God gaan kies 'n volk, en hy gaan kies die Jode. Hy sê, ek sal vir julle 'n God wees. Interessant, né? Hy het nie gesê Vader nie. Hy het gesê, ek sal vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Onthou julle dit? Ou Testament? En hier kom God en hy sê, maar ek het 'n deal met julle. Hoor mooi, hier is die deal, vir die Jode. Net vir die Jode. Hy sê, julle Joodse paas, jy moet 'n lammetjie vat, een wat nie gebreek is nie, een wat nie gebreklik is nie, en dan vat jy daai lammetjie, daar na 'n tempel toe, en daai tempel, dis waar ek bly, ek wil hê met iets so, God se gees het in die tempel gebly. Ek het goeie nuus vir jou vandag. God se gees op die aarde was in 'n tempel. Hy was in die hoofkantoor van die tempel, in die allerheiligste. Voorportaal, heiligste, allerheiligste. En net die hoofpriester het toegang gehad tot die allerheiligste. God kom en hy sê vir die Jode, een keer 'n jaar, vat 'n lammetjie, en vat hom na daai tempel toe. En as jy daar kom, gaan hulle sy keel afsny. En dan die bloed van daai lammetjie, gaan hulle in 'n beker ingooi, dan vat hulle hom daar in die allerheiligste toe. En as hy daar by die allerheiligste kom, dan gaan die hoofpriester hom gee daar binne, en dan kom die boodskap terug, dat jou sondes, hoor mooi, is vir 'n jaar vooruit, vir jou en jou hele familie en gesin bedek. Hoor mooi die woord, Engels praat hulle van gecover. Bedek beteken, ek vat hierdie baadjie, en ek sit hom hier oor, en ek bedek die stoel. Is die stoel nog daar? Ja, die stoel is daar. Maar wat bedek hom? My baadjie. So die hele deal was, wanneer God die lammetjie, of die familielid die lammetjie vat, en hulle vat sy bloed, dan is hierdie Joodse gesin en sy familie bedek deur die bloed van 'n lammetjie. Nou kom die ou terug, hy hoor die nuus, nou gaan hy na sy huis toe. Die Here het ons sondes vir 'n jaar vooruit bedek. Is die sondes daar? Ja.
Maar God sien nie meer die sonde nie, hy sien die sonde van die lammetjie wat in ons plek ingetree het. So 'n lammetjie se bloed moes geslag gewees het, dat ons familie se sonde vir 'n jaar vooruit bedek is. Let voor, julle moet my woorde mooi onthou, bedek. Dan gaan daar ou huis toe. Kom en daar by die huis en hou hulle groot fees. Die Here is groot. Ons sondes is vir 'n jaar bedek vooruit. Is interessant, vooruit, nie agteruit. Vooruit. Vir 'n jaar vooruit. En dan oor 'n jaar, dan kom hy weer. Dan vang hy weer 'n lammetjie. En dieselfde ding gebeur. Ons sondes is vir 'n jaar van vooraf is bedek. Raai vir wie was dit? Net vir God se volk, die Jode. Hoekom? Want God het 'n verbond met hulle gehad. Nou vertel ek jou die storie. Vergewe my as ek nou nie al die detail 100% reg is nie. Ek wil net die storie vertel. Want hierdie storie het my lewe verander, man. Nou kom hierdie manne, en elke jaar word net die Jode se sondes bedek. En op 'n dag kom God en hy sê vir Jesus, weet jy wat? Ek gaan 'n nuwe verbond maak. Ja, Vader, maar hierdie verbond is nie net vir die Jode nie. Hierdie verbond is vir almal. Vader, hoe gaan jy nou maak? Hy sê, nee, ek gaan weer 'n lam stuur. 'n Lam stuur? Hy sê, ja, my seun, jy gaan die lam wees. Ek, Vader, die lam wees? Ja, jy gaan die lam wees. Jy gaan die lam van God wees. En ons het mos hier naweek al gepraat, net my bloed en jou bloed is goed genoeg om al die sonde van die wêreld vir eens, vir ewig en vir altyd nie te bedek nie, maar weg te neem. Vader, regtig? Hy sê ja, want so lief het ek die wêreld dat ek jou sal stuur. En jou bloed gaan in 'n kruis hang. En almal wat jou aangeneem het, want jy gaan die lam word, sal jou aangeneem het. Dan hoef hulle nooit weer lammetjie te slag nie, want jy gaan die volmaakte lam van God word. Vader, is dit hoe regtig U lief die wêreld het? Ja, my seun, ek is verskriklik jammer vir jou te sê. Maar weet jy wat, jy gaan op hierdie aarde, gaan jy kom. En van die dag wat jy gebore is, gaan die duiwel jou wil doodmaak. En hy gaan nooit wil hê dat hierdie plan moet uitkom nie. Want jy sien, op 33-jarige ouderdom gaan jy sterf. En op 30-jarige ouderdom gaan Johannes die Doper, hy gaan jou aankondig as die lam van God. En dan jy 3 jaar bediening, en in daai 3 jaar gaan jy die wêreld omkeer, jy gaan wonderwerke doen, jy gaan duiwels uitdryf, jy gaan kruitgoed doen. En dan op die 33ste jaar gaan hulle jou vermoor. Maar jy moet dit nie teenstaan nie. Jy het al die mag en al die krag in die wêreld, maar moet dit nie teenstaan nie, want jy moet die lam word. Jy is die lam, my seun. Want deur jou gaan elke sondaar in die wêreld nooit weer sondig nie. Hulle gaan werke van die vlees doen. Wat, Vader? Ja, my seun. Wow. Julle ken die storie? Jesus word gebore. Kom ek vertel jy gou goeie nuus van Afrika. Hou vas in jou stoel. Dink jy God het Afrika vergeet? Nee, hy het nie. Het jy geweet dat toe Jesus gebore is, toe wou Herodes hom doodmaak, onthou jy dit? Nee, dit. Staan mos in jou Bybel ook so. Herodes hom dood, hy wou hom doodmaak. Onthou jy dat hulle gevlug het, Maria? Onthou jy dit? Waarna toe het hulle gevlug? Egipte toe. Raai waar is Egipte? Is in Afrika. Het jy geweet dat Afrika was die eerste veilige plek vir Jesus? Dink jy God het dit vergeet? Baie interessant. Afrika was die eerste veilige plek vir Jesus. Onthou ek toe Jesus moes gestap het die Via Dolorosa, onthou jy? Toe sy kruis moes gedra het. Onthou jy, hy moes 39 hou op sy rug gehad. Onthou jy, vir 40 dae gevas. Onthou jy, die Bybel sê, sy gesig was onherkenbaar vermink. Onthou jy, het sy baard uitgeruk. Ek sê weer, onherkenbaar vermink, sê die woord. Hy het al die siektes van die wêreld op hom gehad, hy het al die sondes
wat gedoen was, wat gedoen is, en wat nog gedoen moet word op hom gehad. Think about that. Al die pynne, al die kankers, al die siektes het hy op hom gedra. En hulle dwing hom sy kruis te dra. Onthou julle? Die wederrosa tot daar aan die kant. Raai wie het hom gehelp met sy kruis te dra? 'n swart man van Afrika. So Jesus se eerste trip was daar Afrika betrokke, en Jesus se laaste trip was daar Afrika betrokke. Dink jy God het Afrika vergeet? Luister die boetie, ek het vir jou nuus. God is nie short-sighted nie. Hy is ook nie 'n short memory nie. Interessant, hè? Jy sien, ons ken nie die Bybel so lekker nie. Ons verstaan hom nie. Hierdie ou vertel sy storie. Hy sê Jesus kom aarde toe. Duiwel wil hom vernietig. En hy doen kontroversiële dinge en hy stap partykeer in die kerk en dan skud hy net sy kop. Ek imagine myself net hierdie Jesus, hy stap by hierdie kerk. Nou as jy in die kerk van die Jode is, nou die Jode met die eerste 5 boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, dink tot by Rigters, moet hulle uit hulle kop uitken. Het jy dit geweet? Uit hulle koppe, jy moet dit so memoriseer. Want dan net jy, 'n klein seentjie is, leer hulle jou die Bybel uit jou kop uit. Hulle Bybel is daai 5 boeke, Moses se boeke. Het jy dit geweet? Nou hier kom Jesus in die kerk en al wat hierdie ouens oor praat is hierdie 5 boeke. En dan redeneer hulle met mekaar. En in daai 5 boeke is daar baie wette en daar's baie strawwe en daar's baie goed. Nou kom Jesus in die kerk in. Nou sit hy vir hierdie ouens so en kyk. Nou praat hulle oor die dinge van die Here, maar die Here van die dinge is nie daar. Dink 'n bietjie mooi. Hierdie Jesus kom in die kerk in, maar hy weet alles waar jy was, hy ken elke haar op jou kop, hy weet alles wat jy gister gedink het, hy weet van die tannie wat die buurman jy gister gegloer het, hy weet van die skelmstreke wat jy gehad het, hy weet nog van die goed wat jy gaan doen, hy weet die goed wat jy dink. Ja, gedink ook jy, luister manne, ek weet nie van jou nie, maar wat so goedertjies kan jy uitdink in die kerk, as daai manne besig is op 'n ander bladsy? En dan vra ek vir ou, hoekom gaan jy in die kerk doen? Hy sê nee, hy speel eerder golf op Sondag, dan dink hy in die kerk, want as jy in die kerk is, dan dink hy in die golf. Nou kom Jesus, nou kyk hy daar in die kerk, en check hierdie ouens. Hy kyk elke ou, hy val homself, check hulle so deur. Hy sê, hierdie manne, se hart is ver van die Here af. Hulle sit in die kerk, en hy bla 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 bla, oor die wet en die strawwe. Dis hoekom Jesus nooit omtrent in die kerk was nie, maar hy was by die gebrokenes. Nou kom hierdie uit van die Bybel, hy verduidelik vir ons hierdie se roman. 'n Liefdesverhaal. Hy sê vir Jesus, asseblief, jy moet gaan sterf. Uiteindelik gaan Jesus in. Johannes die Doper maak een van die grootste aankondigings in die wêreldsgeskiedenis. Ek wil jy moet mooi hoor. Johannes die Doper, almal het op 'n stadium gedink hy is die Messias. Johannes die Doper was 'n radical. Hy was 'n wilde man, hy het van sprinkane geleef. Hy was reguit. Almal het gedink, hierdie ou. Johannes die Doper sien vir Jesus en hy maak een van die belangrikste statements in die hele wêreld en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Let wel, nie cover nie, wegneem. Wat beteken wegneem? Ek sit hom daar. Is hier nog 'n stoel? Daar is nie 'n stoel nie. Is daar nog 'n baadjie? Daar is ook nie 'n baadjie nie. Hy is kom. Ek wil jy met vandag iets mooi hoor. As jy jou sondes bely, God is getrou en regverdig. En as jy dit vir die Here vra, is daar nie meer sonde nie. Jy sien, jy in jou kop sit met die goed en jy dink God het nie die vermoë nie. God het Jesus gestuur om op 'n kruis te sterf sodat daar vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal glad nie meer sonde sal wees nie. Maar doen ek en jy nog sonde? Verseker. Ek het vir jou goeie nuus. Ons almal is sondig. As dit van die Here afhang, gaan niemand hemel toe nie. Die hemel is 'n massive plek, boys. Maar wie gaan hemel toe? Sondaars.
gaan dit wees nie. Sondags wat Jesus aangeneem het. Ek bedoel, man, jy moet in Pretoria kom bly met daai klomp taksies, dis interessant daar. Ek bedoel, jy bless hulle al daar, jy wil net nie sondig nie. Hulle is wel daai manne, jy sien, hulle is hier op die sypaadjie langs jou, hier voor hulle druk jou in, en hulle is op 'n lekker missie, man. Hulle is uit om jou te treiter. Maar ek het al geleer, bless hulle, bless hulle, bless hulle, bless hulle, bless hulle. Moenie sondig nie. Want hoekom? Sonde beroof jou van die heerlikheid van die Here. Gaan jy môre sondig? Ja, jy gaan foute maak. Maar dit keer jou nie om kind van God te wees nie. My seun, gaan my seun foute maak? Ja, hy gaan cricket speel op die erf, en hy gaan 'n ruit breek. Kom ons maak die ruit reg. Maar bly my seun? Verseker bly my seun. Hy gaan nie nou nie my seun wees omdat hy ruit gebreek het nie. Hy bly my seun. Ons gaan die ruit reg maak, daar was 'n bietjie skade. Ons gaan 'n bietjie praat hieroor. Hy gaan nie weer Sondag cricket speel nie. Ons gaan hom nou 'n tennisbal gee, nie meer 'n cricketbal gee nie. Sondag gaan jy sondig, broer. Moet nou net nie as prins sondig nie. Jesus kom uiteindelik in die sterf van die kruis. En hy gebruik die woorde, it is finished. Dis klaar. Wat is klaar? Die vloek oor die mens is klaar. Hoekom? Want die woord sê, vervloek is jy wat in 'n kruishout hang. Nee? Jesus word 'n vloek, sodat ons 'n blessing kan word. Ek wil net iets hoor. Vervloek is hy wat op 'n kruis hang, sodat ons 'n blessing kan word. Jesus word 'n vloek. Sy bloed drup. En die oomblik toe sy bloed drup, kom daai bloed oor ons as 'n genadeoffer. Soos die lam, sodat wanneer ek en jy Jesus aanneem, dis hoekom God Jesus so hoog geag het. En gesê, jy is die naam bo alle name, jy is die hoogste. Jy is die belangrikste. Ek het 'n welbehae in jou. Hoekom? Want deur Jesus is dood, beteken dit, ek is onder sy bloed. Dis hoekom, en ek wil dit so demonstreer, as vandag God na my kyk, dan kyk hy deur 'n bril van Jesus na my. Hy sien my, maar die bloed is daar. Ek is kind van God. En niks gaan dit verander nie. Tensy jy besluit om God af te sweer en jy word 'n Satanis, dan kan God jou nie help nie. Wat wil ek vir jou sê? Die Bybel is 'n liefdesverhaal. Die Bybel is 'n roman waar 'n vader sy seun verloor het. Sy seuns verloor het. Hy maak 'n verbond met 'n tribe en hulle word gecover. En uiteindelik stuur hy sy seun weer van voor af om te bloei, om te sterf, sodat al sy seuns en dogters wat hom aangeneem het, deur kinders van God genoem kan word. Wat 'n liefdesverhaal is dit nie? What a story. Never ending story. En manne, as jy dit verstaan, hierdie wat ek nou vir jou sê, lees jy die Bybel in plaas van black and white, lees jy hom in full color. Jy sal nooit weer die Bybel anders lees as jy dit verstaan nie. Want dis die hart van die Bybel. As jy my vra wat is die hart van die Bybel, is dit Jesus. Want Jesus het nie teëgestribbel toe sy pa om die lam gemaak het nie. Hy kon tot op die laaste gesê, nou wys, vir hierdie klomp sondags, daar's nie manier nie. Hulle verdien die hel. Hulle verdien die dood. Interessant, Jesus sterf. Hy gaan in die doderyk in. Want die doderyk het mag oor my en jou gehad. Hy gaan in die doderyk in. Hy gaan al die sleutels van die hel. Hy oorwin die doderyk. Hy oorwin die duiwel. Hy staan op en hy gee alle krag wat hy op aarde gehad het aan my en jou. What a story, man. Maar ek was 'n predikant se seun, ek het dit nie verstaan. En in eendag kom 'n eenvoudige ou en ek explain die Bybel so en hy sê vir my, that's the story of your life. Go and tell somebody else. And after that, I've never stopped. Hey, dis 'n great story hierdie. En weet wat wil die Here terug hê? Hy wil net dien hom. En die mees belangrikste, sê net vir hom dankie. Maar daar's niks wat my so grief as 'n ondankbare kind nie. Ek weet nie van jou nie. As daar 'n dikbek lang gesig by die huis is, jou beursie is toe. Is dit nie so nie? Ok, jy het nou nie kinders nie, maar jy sê eendag sien hoor. Hulle staan so op met so donder by in hulle kop. Ek het 'n dogtertjie daar by my huis, een oggend staan sy op. Ek weet nie, wat het ek verkeerd gedoen nie?
Sy het 'n heerlike bed, sy het 'n wonderlike, man, almal is lief vir haar, maar sy staan op, né, met daai ou gesiggie van haar, né. Ek kan nie glo nie. Op 'n stadium sê ek van, okay, stop die bus nou net nie. Ek dink kom ons begin die dag van voor af. Gaan klim terug in die bed. Nee, papa is nie snaaks nie. Klim terug in die bed. Ons gaan die dag weer van voor af begin. Nee, papa is nie snaaks nie, man. Klim terug in die bed. Hier lees jy die bed. Slaap jy lekker? Hallo Michelle, is jy nou wakker? Ja, papa is nie snaaks nie. Ek sê, glimlag net 'n bietjie sodat ons van voor af kan begin. Ag, papa is nie snaaks nie, man. Papa is nie snaaks nie. Ek het jou. Nou smile jy. Okay. Goeiemôre. Hoe gaan dit vandag? Het jy die voeltjies gesien? Prys die Here. Hier's nog 'n dag. Ja, papa, ek kyk nie soos papa na die wêreld nie. Ja, hy is heeltemal reg. Kyk, as hulle na my toe kom en hulle wil geld hê, en daai dikbek lang gesigte is so. Dan vat ek uit eers so. Kyk ek eers. Jesus, man, daai R10 is skielik baie geld. R100 is buite die kwessie. R50 is te veel. R10, ja, jy is dan my kind, ek sê jou R10 gee. Een oggend word ek wakker. Of miskien moet ek die storie vir u te tel. Ek vra eendag vir my seun, my kar is vuil. Ek vra vir hom, "Moenie my seun, ek is haastig, ek moet gaan aantrek." Partykeer dan kom ek soos hier naweek, dan kom ek by trip. Vanaand moet ek by 'n plek bedien, as my kar vuil. In die huis kom, asseblief my seun, nie gaan my kar was nie. Ek kan nie nou nie, ek moet aantrek, shower, vanaand weer 'n diens, dan gaan ek aan. Nou weet jy, as jy 'n tiener pla voor 'n TV, dis 'n snaakse ding. Hy possess mos 'n bank. Hulle sit mos nie. Hulle possess, hulle vat hom so in, hulle lê mos daai hele plek so. En daar 'n remote daarbo. Hulle is op 'n ander frekwensie, man. Hulle is net anders. En nou sit hulle op daai bank en nou kyk hulle TV. Nou vra ek vir hom, hy moet asseblief my kar was. Nou antwoord hy, ek moet wat? Ek sê, asseblief, jy moet net my kar was. Want my kar is vuil, ek kan nie so ry nie. En dan skud hy sy kop asof hy dink ek's van 'n ander planeet. Ek, sy kar was. Hallo. Ek is besig om TV te kyk. Ek bedoel, hoe kan pa nou my interfereer met hierdie belangrike job wat ek het? Nou sê ek asseblief. Kyk, nie die manier hoe hy opstaan. Ek bedoel nie daai manier. Die manier hoe hy loop. Daai manier. Ek bedoel, dan vra hy nogal vir my, waar is die seep? Nou, die seep is nie in my kamer nie, die seep is in die kombuis. Hy weet waar het is. Waar is die lap? Soek die lap. Die manier, sy body language, sê vir my een ding, hy sien nie uit na hierdie trippie nie. Uiteindelik het hy dit, nou stap hy daar af van die gang. Maak hy die kar oop, die manier hoe die kar was so. Jy weet mos waarvan ek praat, nee. Ek weet het gebeur nie met julle nie, maar die volgende, hy het sy best probeer. Nou kom ek daar af met 'n spoed. Nou sien ek, okay, hy het my kar probeer was. Nou kyk ek na my beursie, nou sê ek vir myself, wat is hierdie kar was nou eintlik werd? Nou onderhandel my kop nou met sy gesindheid en met die job. Nou maak ek sommetjies. Sal ek hom R10 gee? Hy is dan bietjie meer werd as R10, hierdie kind vir my. Ek like hom nou so, maar ek like nie. Ek like hom nie so is nie, maar okay, ek like hom nou so in die algemeen. Sal ek hom R20 gee? Ja, miskien 20. Ja, okay, net omdat hy my kind is. Met 'n swaar hart haal ek R50 uit. Is dit 'n R50 job? Verseker. Klim in daai kar. Ek voel nie lekker nie. Ry maar, ja, die kar is gewas, strepe. Nie eens binnekant eintlik uitgesuig op wat ek kom. 'n Week daarna, ek sê nie 'n woord nie. Week daarna, een Saterdag word ek wakker. Ek hoor 'n commotion. Ken jy 'n commotion? Dis daar onder daar by die kar. Ek hoor, lyk my daar's iemand met musiek daar. Ek het nie geweet my kar het sulke sound nie. Ek dink is die bure. Ek sê vir myself, ek glo nie wat ek hoor nie. Die bure is crazy. Maar ek dink myself, maar die bure is ou oomie, hy het nie sulke musiek nie. Kan nie die bure wees nie.
Hier ek hoor die musiek, op 'n stadium toe kom waarsku my vrou my, nee, mag nie uitgaan, daar's 'n surprise vir my. Die musiek is wild, toe ek so daar by die kombuis uitkyk, sien ek net, dit lyk soos 'n foam party, dis net skuim. Maar die kar se deure staan oop, die matte is uit, die wiele word gepolis. Ek dink, wat gaan aan? Wag net. Volgende oomblik is my kar skoon, my seun roep my, Pa! Net omdat jy my pa is. Het ek jy vandag gebless. Jy sien, daar is 'n verskil. Die tweede was uit sy hart uit. Die eerste een was uit sy kop uit. Die eerste ding wat ek doen is, nou gaan soek ek my lees. Is dit nie amazing nie? Dis maar 'n pa se neiging, né? Ek wil vir jou sê, jou hemelse pa het ook so neiging, broer. Jou hemelse pa, se BRC is ook vir jou. Maar as jy wat met jou attitude, jouself beroof, want God kyk na jou hart. Dis hoekom die Here gesê, Dawid was die man na God se hart, gaan leer in sy lewe uit, broer. Alles wat hy gedoen het, was uit sy hart uit. God het nooit Dawid se sonde teen hom gehou nie, want hy het sy hart gesien. Doen goed met jou hart, man. En so doen my weer sê, iets, hy kar vir my, daar spuitgoed daar binne. Man, oh man, hy lyk soos 'n nuwe kar. Die tyres is skoon, die mags is skoon, die boot is skoon. Al die vuil goedjies, die papiere, alles is skoon. My kind het dit gedoen, ja! Nou gaan ons geld kry. Ek soek 10 rand, nou wys, 20, nou wys, 100, ja, let's double it, 200 rand. Hoekom? Want hy is my seun. Ek sal dit nie vir ander gee. Want my seun het dit uit sy hart gedoen. Ek wil net iets hoor vandag. Wat ook al jy doen, moenie goed doen uit jou kop nie. Dis hoekom ek hierdie boeta wil eer. Hierdie boeta doen goed hierdie naweek uit sy hart uit. En God sien dit, boeta, die Here gaan jou seën. Daar kom groot goed in dit. En as dit kan, moet jy maar boele toe kom, het ons jou leer. En manne van die woord sê jou help. Ons het baie infrastrukture, ons sal die ouens kry mee te dek, want jou hart reg is. Die Here gaan places gaan met jou, boeta. Daar sê ou soos Angus begin. God kyk in sy hart, man. Foute gaan hy maak, foute gaan ek maak. Maar God kyk in jou hart, man. Hy kyk in jou binnekamer. Wat wil ek vandag vir jou sê? Ek wil afsluit met die storie. Die vir julle wat julle Bybel sê het. Jona 1. En ek ken ons Jona. Moet al hier nie net gou ons opsit nie. Jona 1. Ons het ons gesê die naweek ons gaan die woord vat. Ok, julle ken almal Jona se storie, maar jy gaan hom nog nooit weer so sien soos jy hom vandag gesien het. Die Jona 1. Hierdie naweek het die woord van die Here tot jou gekom. Ek gaan dit weer sê, die woord van die Here het tot jou gekom. Wie is die woord? God is die woord. God gebruik sy woord om hierdie naweek in jou in te kom. Jona 1 vers 1. Het jy op dat? Ok, ek wil hier met hom vir my lees. Het jy met Afrikaans daar, ja? Lees hom vir my. Engels, lees hom vir my in Engels. Ek sal Afrikaans lees. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Ok, stop dit gou daar. And the word of God came to Jonah. Nee dan. And the word of God came to Jonah. En ek gaan jou naam nou daar insit. And the word of God came to you. Luister die manne, stop net gou daar. As die Here sy woord na jou toe bring, het jy 'n groot verantwoordelikheid. There are people dying where you live because they don't know the word of God. There are legacies dying because you've got the information. Ek gaan dit weer sê. And the word of God came, Afrikaans. Die van julle wat hom nie lekker verstaan nie. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en het gesê, ok, het jy hom daar? And now the word of God came to Jonah, the son of Amittai, saying, ek wil vandag vir jou sê, en die woord van die Here kom hierdie naweek tot jou. Hoor jy hom? Hy gebruik net vandag 'n housepike om vir jou te sê, die woord van die Here kom tot jou. Ok, Leon, lees hom net verder.
Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Stop net gou daar. Ek gaan hom in Afrikaans lees. Maak jou klaar. Gaan heen na die groot stad Nineveh toe en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Klink dit bekend soos in Suid-Afrika. Ek gaan dit weer lees. Jy die brille vat, dit net raak vat. Hy sê, maak jou klaar. Wat beteken dit? Maak jouself gereed. Gaan heen na die groot stad Nineveh en preek daarteen, want hulle boosheid, klink dit bekend in Suid-Afrika, het opgestyg teenoor my aangesig. Nou is die volgende woord. Vers 3, manne, jy moet hierdie onthou. Vers 3, hy begin, maar Jona. Ok, wat sê die Engels? But Jonah. Maar Jona. Jona het sy sommetjies gemaak. Ekskuus Here, sê ek moet Nineveh toe gaan. Ek skien net seker maak, het jy gesê, luister manne, as God met jou praat, praat God met jou. Kan ek vir jou ook nou vandag 'n bietjie nuus gee? God gaan nie sy mind oor jou change nie. Ok, ek dink jy hoor my nie mooi nie. Luister nie mooi. Hier sit Rian. 'n paar jaar gelede het die Here met Rian gepraat. Wie wat het Rian gesê? Ek weet nie, Here. Is jy seker? Is dit ek, Here? Tot hy gesê, ok Here, dis ek. Dis ek, Here. Dieselfde met my. 'n paar jaar gelede het die Here met my gepraat. Ekskuus Here, met my? Jy verstaan nie mooi nie. Jy moet verstaan waar ek kom vandaan kom, meneer. Ek was die jongste van 6 kinders. My oudste broer was Peerspie se pa. Hy was ook 'n springbok. As my broer by 'n plek aangekom het hy altyd hom gegroet. Hy het nie my gegroet nie. Ek was nie bekend nie. As ek by 'n plek aangekom het, hulle vra vir my, wat is jou naam? Dan sê ek, Dawie Spies. O, is jy familie van Peerspies? Ja, hy is my broer. Dan vra hulle, hoe gaan dit met hom? Dan sê ek gaan goed met my, net so baie hoor. Ok, ek kom daar vandaan af. Ek was die laaste. Ek was die minste. Nee, Here, ek nou was. My pa was 'n godsman. Hulle het altyd gesê, op wie gaan die mantel val? Ken julle daai verhaal? Weet jy wat, ek was so bly dat ek het 4 broers bo my gehad, want ek het geweet die mantel gaan op een van hulle val. I've got news for you. Wat God sê kan niemand verander nie, meneer. God is nie 'n aannemer van persoonlikhede nie. God sê en dan doen jy. Jy kan hardloop soos jy wil, as die Here gesê het, maak jy. Hier gaan ons 'n tipiese verhaal kry. Hier is Jona, die woord van die Here. Kan jy glo dat God 'n ou met die naam van Jona, met alle respek teenoor die Here, ek dink daar's 'n paar beter ouetjies as Jona. Maar weet jy wat? God will never change his opinion about broken people. It's amazing dat die grootste broken people en die grootste evangelists geword. Dis interessant, né? God gebruik die commonste man, die uselessste. Gaan kyk na Rigters, gaan kyk na die hele Bybel. Ek wil net mooi hoor. En die woord van die Here tot Jona gekom en gesê, trek op, gaan na Nineveh toe. Want die mense se harte het teen my begin draai. En dan kom die volgende woord. Maar Jona. Klink bekend, né? Ek, Here, hallo, moet ek Nineveh toe gaan, en moet ek met die, luister nie, dit het niks met jou uit te vaai nie. Die leiding van Kimberley het niks met jou uit te vaai nie. God soek net 'n bek wat kan praat. Hy sal vir jou sê wat om te sê. Dink jy nie vermoë om Kimberley te verander? I've got news for you. Dat al baie slimmer ouens al probeer en dit nie reg gekry nie. God soek net 'n oor. Raai vir Moses? Hy sê vir Moses, Moses gaan haal die ouens vir my daar uit Egipte uit. Here, jy verstaan nie, ek hakkel, Here. Hoe gaan ek vir 2,5 miljoen mense sê, hulle moet uitgaan. Raai wat sê die Here vir hom? Hy sê, met jou lippe gemaak. Ek het jou lippe gemaak. Gaan, ek sê vir jou sê wat om te sê. Kyk, dink jy stap Moses, 'n hakkelaar. Here, ek weet nie lekker wat om te sê nie, maar ek gaan. Toe hy daar by Egipte aankom, toe sy mond genees. Luister, Boeta, God soek nie jou onverwoon nie, God soek jou hart.
storie vir jou. Jy gaan hom saamvat huis toe. En die woord van die Here tot Jona gekom en gesê, maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus toe te vlug. Het jy hom daar? O nee, okay. Toe maar losmaak. Hulle sal my glo hierdie manne. Hoor mooi, weg van die aangesig van die Here af. Manne, jy kan hardloop waar toe jy wil, jy kan nie weg vir die Here hardloop nie. Tweedens, jy kan ook nie weg vir profesie hardloop nie. Derdens, jy kan nie weg vir die woord hardloop nie. Die manne wat hier voor my sit, luister nie, ek voel my gees om vir jou te sê, die manne wat hier voor my sit, as oor jou geprofeteer, ek wil vir jou sê, in hierdie jaar sal dit tot vervulling kom. Okay, ek dink nie jy hoor wat ek sê nie. Ek gaan dit weer vir jou sê, ek sê dit met die salwing van die Here. Die manne wat hier sit, as oor jou geprofeteer, as oor jou gebid, die tyd het gekom, sê die Here, dit sal in hierdie jaar plaasvind. Want in hierdie dae het jou seisoen gedraai. Amen. Maar dan gaan jy sê, maar Jona. Daar's twee dinge wat gaan gebeur. Of jy gaan dit doen, of jy gaan weghardloop. Manne, ek voel my gees. There's somebody sitting here. There's somebody sitting here. Maybe I will never see the work and the fruit of your work, but somebody is sitting here, man. This is holy ground here. Hoorie, hoor vas. Hou vas in jou stoel, meneer. Moenie weghardloop nie. En hy het gevlug vir die aangesig van die Here weg, en hy het na Java toe opgegaan, en hy het 'n skip gevind wat na Tarsus toe gaan. En daar het hy die reisgeld betaal, en hy het daarom geklim, om saam met hulle na Tarsus toe te vaar. Weg van die aangesig van die Here af. Luister nie, hier is 'n man, wat God geroep het, om 'n hele stad van hulle boosheid te genees. Hier is 'n man, met 'n woord van God, in 'n verkeerde skip, in 'n verkeerde rigting. Kan jy glo, hoe wonderlike God het ons? Want as ek die Here was met respek, het ek vir hom gesê, jy sal versuim, ek sal aanhou soek. Nie ons God nie. Wie wat sê hierdie woord? God is nie 'n mens wat hy teruggaan op sy woord nie. What a God. As dit nie vir jou lewende bewys is nie. Hier sê broer, ek praat met iemand vandag so. Hier klim hierdie ou in 'n verkeerde boot in. Dit is baie interessant. Hy klim eers in 'n verkeerde boot in. Raai wat maak hy toe? Toe gaan hy in die diepte van die boot in. Né? Dat niemand hom kan sien nie. Niemand. Daar sit hy. En wie wat so erg? Hy raak aan die slaap. Hier's 'n man wat 'n woord van die Here kry om Ninive toe te gaan. Hy klim in 'n verkeerde boot in 'n verkeerde rigting en gaan in die diepte van die boot in. En in die diepte van die boot raak hy nog aan die diepte van 'n slaap. Kyk, ons het net toe gelees, maar Jona, onthou julle? Maar dan gaan ons weer terug, maar God. Maar God, die Here, het 'n sterk wind op die see gewerp. En daar het 'n groot storm op die see gekom. En die skip gevaar gelei om die skipbreek te ry. En so word die seeliede bang. En elkeen het tot sy God geroep. Dis interessant. Die man is tussen 'n verkeerde klomp mense daar. Hoor mooi, 'n man van God is in 'n verkeerde boot in 'n verkeerde rigting tussen 'n klomp godlonaars. En die manne begin tot hulle gode te bid. Maar die man wat die regte God ken, is op die boot. Die man is geroep om 'n stad te red. Hy is in die verkeerde boot. Hierdie is diep boos. En die lade wat in die skip was, het hierdie man in die see begin gooi, om hulle verligting. Hier kom ons weer, maar Jona het in die onderste deel van die skip afgeklim en daar gaan lê in die slaap geraak. Kan jy glo, hier's 'n skip besig om te vergaan, en 'n man van God, wat 'n stad moet red, raak aan die slaap. Yes, man. Dis verskriklik hier. Terwyl 'n skip besig is om uit mekaar uit te val, en 'n klomp ateïste en godlonaars begin tot hulle gode te roep, klim hierdie Piet wat die ware God dien, in die diepte van die boot in, en hy raak in die slaap. Ja, volg hier. Ek, met groot respek, is wat die Here was, sou ek my vererg het. Maar Jona, onderste deel van die skip afgaan en slaap raak. Daarom kom die skipskaptein na hom toe en sê vir hom, wat makeer jou?
dat jy so, ek dink het seker gesnork hierdie man, want hier sê die man het so vasgeslaap. Wat maak keer jy dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God. Hulle het hom herken. Hy die ware God. Hy die ware God en die man slaap. Manne, luister hier. Hierdie manne met wie ek praat, julle die ware God. Julle twyfel nie daaraan nie. Julle het hierdie naweek dit gehoor. Maar, miskien gaan jy dalk 'n bietjie slaap. Ek waarsku jou vandag, moenie slaap nie. Daar's 'n God in jou wat 'n stad wil red. Jy sit met groot, hy wat in jou is. En die duiwel sê vir jou, dis nie wie jy is nie. Hou vas. Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink dat ons nie kan vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom ons laat 'n lood. Ons trek loodjies. En dan sal ons weet, wie sou ontwil het hierdie ramp ons getref. Hoor mooi hierdie storie. Kan jy glo, hulle sê toe nou daar, typiese Jood. Ons gaan nou loodjies trek. Ons gaan nou die vuurtjies in ons hand kort, lang is die chemische storie. En as die ou wat die bad luck tref, ons weet dat hy is die vloek op ons boot. Kan jy glo dat 'n man van God is die vloek op 'n boot? Ja, jy het 'n vloek geword, want jy doen nie God se wens nie. Imagine yourself, jy is nou op daai boot. Jy weet mos nou man. Ek soos ek Jonah was gesê, dis ek manne, vergewe my. Maar verragtig, hy wil nog vuurtjie trek vir ouers. Het hy nou gedink, hy gaan die langste vuurtjie trek? Het hy dit nou gedink, vir een oomblik? Ek bedoel, hier trek hierdie kop, well, okay, sorry boys, ag nee, dit was ek, ag nee, weet wat, ag, ek is eintlik vreeslik jammer. Tot op die laaste toe, boys. Weet wat? God is tot in die kortste vuurtjie. Weet jy hoekom? Want daar is die hele stad wat moet gered word. Amen. And God will never change his plans. Luister die broer, ek sê vandag vir jou, jy kan jou planne maak soos jy wil, want daar is 'n stad in jou wat gered moet word. Wie vat hom vanmôre? Is iemand? Dankie, hier is so 2 of 3, 4, 5. Prys die Here. Prys die Here vir ons wat die woord hoor vanmôre. There are people dying without God and you know it. En jy lê in slaap in die verkeerde boot. En jy gaan nog vir hulle as 'n kort stuk vuurtjie trek. Stop your games, man. Klim op die regte boot. Doen wat jy moet doen. Die Here sal met jou wees. Moenie jou onvermoë dink nie. Gaan net. Iemand het eendag gesê, 2/3 van die woord God means go. You go, my friend. God will be with you. He will provide. Ons is amper daar. Hulle sê toe vir mekaar, kom, laat ons lood. Nou ja, daai storie het julle klaar gehoor. En hulle sê vir hom, vertel ons tog, om wie se ontwil het hierdie ramp ons getref. Kan jy dit glo? Kan jy glo? Kan jy glo dat die godlonaars word getref met 'n ramp omdat 'n man van God in 'n verkeerde boot is? Wat is jou nering? Waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? Vers 9, en hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër. Ek vrees die Here en die God van die hemel, wat die hemel en aarde gemaak het. En toe die manne baie bang vir hom geword. Wat het jy gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af weggevlug het, want hy het dit vir hulle te kenne gegee. Hier is die beste plek wat hy ooit kan kom as jy bely. Die Bybel sê die waarheid sal jou vrymaak. Beste plek in jou lewe. Verder sê hy vir hom, wat moet ons nou met jou doen, sodat die see nou op ons kan bedaar? Want die see het al hoe langer hoe erger geword. En hy sê, neem my, gooi my in die see. Kan jy glo, 'n man van God word 'n vloek op 'n skip? Kan jy dit glo? Gooi my in die see. En dan in die see sal ek heen en weer bedaar, want ek weet om my en wil het hierdie groot storm julle getref. Nogtans die manne geroei en hulle probeer doen. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, as ons nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, bring ons tog die onskuldige bloed nie oor ons nie, want U, o Here, het gedoen in U welstand. Kan jy glo, hier begin die ateïste en die slegte mense begin aan God te roep. En toe die manne van die Here gevrees met die groot vrees en die slagoffer van die Here gebring en die geloftes gedoen,
En die Here het 'n groot beskik om Jona in te sluk. Nou gooi hulle vir Jona uit. Kyk, glo man van God is baie lekker op die skip. Hulle gooi hom uit in die skip en Jona sluk hom in. En dan vers 2, Jona 2. Hier kom die volgende een. En Jona het tot die Here gebid uit die ingewande van die vis. Manne, al is jy hoe diep in die moeilikheid, God hoor jou gebed. In die ingewande van die skip, luister mooi, hierdie man gaan eers af van die skip, toe af van die see, toe in die diepte van die see, in die diepte van die vis. Hoe diep moet jy gaan? En dan die Here, hy het sy gebed gehoor in die dieptes van die dieptes. Ek gaan vinnig klaar maak. Jona 3. En die woord van die Here het die tweede maal tot Jona gekom. En gesê, maak jou klaar. Gaan na Ninive toe. En verkondig daar die boodskap, wat ek vir jou sal sê. En Jona het hom klaar gemaak. En hy het na Ninive toe gegaan. En ek gaan dit vinnig net nie lees, die van julle wat vergeet het. En Jona het begin met 1 dag reis. En die manne van Ninive het tot God geglo en 'n vasdag uitgeroep. Groot en klein het hulle met rougewaad bekleed. En toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het Ninive dat roep en sê op las van die koning en sy mense, geen mens of dier of bees of klein vee mag iets proe nie. Hulle mag nie wyn of water drink nie. Maar mens en dier moet 'n rougewaad hê. En hulle moet ernstig tot God roep, sê die koning. En elkeen moet hom in sy verkeerde weg bekeer. En van die onreg wat aan die hande beleef. Want wie weet sal God nie ons omkeer en luister nie. Hoor mooi vers 10. Jona 3 vers 10 sê, en ek sluit af daarmee. En God het hulle werke gesien. En hulle het bekeer van hulle verkeerde weg. En toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het oor hulle sou kom. En hy het dit nie gedoen nie. God het die hele stad gered. Ek weet nie, ek spreek met iemand vandag hierso. Ek spreek met iemand vandag. Die woord van die Here het tot jou gekom. Wat gaan jy met die woord maak? Manne, ons leef in ernstige tye. Hierdie land van ons is besig om te vergaan. Omdat seuns en dogters van God nie ernstig is oor God nie. Dink jy God is ernstig oor Suid-Afrika? Verseker is hy. Ons almal is deel van die probleem. Want ons praat teen hierdie land. Ons praat teen ons regering. Ons klim af van die boot. Ons raak in die slaap in die verkeerde boot. Die Here sê vanmôre, ek moet vir jou sê, klim in die regte boot in die see. Val die regte boot. Kom in Ninive uit. Moenie probeer uitsorteer wat jy moet sê nie. Gaan net. Gaan net, man. It's not about you. It's all about him. You do what God wants you to do. He will show you. He will guide you. As jy môre daar kom, hy sal vir jou sê môre wat jy moet sê. Wat wil ek vandag vir jou sê? Kom in die woord. Moenie vir die wêreld gaan preek nie. My broer het altyd vir my gesê, 'n ou wat praat is 'n reëblik wat raas. As jy nie substance het nie, mense wil nie hoor, hulle wil diepte hê. Hulle wil die woord hoor, hulle wil die waarheid hoor. Ek wil vandag oor jou sê, kom jy in die woord in, sodat die woord deur jou na mense toe kan kom. Ek gaan dit weer sê, go and preach the gospel, and if necessary use words. Jou lewe is 'n groter gospel as jou woorde. Maar nou nie huis toe gaan en jou vrou nou daar gaan bestraf en die duiwel sit hy het gaan dryf en daar in die kinders toe elke tweede ou, luister nie, wow. Wees jy net Jesus vir mense. Hulle gaan jou sien, man. Hulle weet jy sien. Hulle gaan jou dop. Jou hande, jou voete, jou beursie, jou alles. Jy gaan soos Jesus wees, man. Want as jy in die woord is, dan word jy soos Jesus, want hy is die woord. Man, Gandhi het eendag gesê, die hele wêreld sou Christene gewees het as dit nie vir die Christene was nie. Wat 'n insult.
Want ons wil almal ons nou bind en ontbind en bestraf en die duiwels het almal uitjaag. Wow, waar is jou vrug van die Gees? Waar is jou liefde? Waar is jou geduld? Waar is jou lankmoedigheid? Waar is jou vrede? Waar is jou selfbeheersing? Ek wil jou uitdaag, Boeta. Tweedens, kry vir iemand aan wie jy accountable is. Hulle sê, Lone Rangers, die wolwe gaan jou vang, broer. As jy daar alleen gaan, moenie alleen loop nie. Kry iemand aan wie jy accountable is. Sluit by 'n groep aan. Daar's manne wat jou die Bybel sê, sluit. Gaan na iemand toe wat jou mentor. Wees eerlik. Groei. Die saad van die woord is in jou gesit. Jy het die Heilige Gees nodig om daai saad te hoekom? Want dan moet vrug kom in jou lewe. Die enigste manier hoe mense my judge is my vrug. Die heel eerste plek waar my judge is my huis. My vrou. As my vrou nie in my glo nie, het ek nie bediening nie. As my kinders nie in my glo nie, het ek nie bediening nie. Moenie vir die mense gaan preek die Dawie. Waar is jou kinders? Waar is jou vrou? Dis die beste bediening. Dan die mense wat om jou is. Dan jou familie. Dis hoekom mentorskap belangrik is. Jy het 'n mentor in jou lewe nodig. 'n Ou wat met liefde, ek het 'n mentor. Ek het 'n ou met wie ek praat. Ek verstaan nie goed nie, Steve, help my. Sit net Boeta, al die asem. Ek weet, al ek lekker asem as ek daar weg is en loop ek weer met die salwing van die Here af weg. Dit gebeur. Man, jy's nie ou nie. Ons almal het 'n mentor nodig. Derdens, soek die dinge van die Here. Soek gospelmusiek. Soek die goed. Vroeg in die môre, staan op, jou beste tyd, gee dit vir die Here. En net so by the way, moenie vir die Here elke dag jou lang lysie gee in hierdie 15, Here, voor ek enigiets doen, sorg dit ek dit. Luister, wie wat sê die woord? Ek weet wat jy nodig het. Een oggend gaan ek daar, ek bid vir die Here. Die Here sê vir my, stop voor die bid. Shalom. Ekskuus Here, shalom. Okay, Here, wat sê jy vir my? As jy sê net vir my dankie, loof my, prys my. Jy begin ek God te loof. Ek prys hom. Kom ek net gou vir Oula as jy nog 'n secret vertel. Een van die boeke in die Bybel wat my die meeste geïnteresseer het en gefascineer het, is Job. Job was hierdie wit broodjie van die Here. Hy was die rykste man in die ooste. Hy het alles gehad. Hy het God se guns gehad. Hy het God se seëninge gehad. En man, hy het alles gehad. En hier staan God en die duiwel sê, ja, nee, jong, vat hom maar net in sy geld en sy goeders. Ja, sê die Here, vat dit. En die een oomblik verloor hy alles. En hier gebeur het, dat die duiwel het gedink, dat sy alles was sy einde. Maar God het geweet, I know the plans I have for you. Hier is 'n mooi deel. En ek gaan op my slegste te lewe en ek gaan bestudeer Job. En ek lees in Job 42. Hier kom twee ouens en hulle kuier vir Job. Raai wat, die ou wat die rykste is. Kan jy nou dink ons vat 'n voorbeeld, die ou wat die rykste is, daarvan is, kom ons sê dis die Oppenheimers of ons sê dis die Ruperts. Imagine yourself, hier sit die Ruperts op 'n ashoop. Die Bybel sê dat Job 42 het op die ashoop gesit. Hierdie ryk ou. Hy was die rykste van almal. Hy sit op 'n ashoop. Hier kom vriende na hom toe om te simpatiseer. 'n Ou wat simpatiseer bring eintlik vir jou slegte nuus. Wie hoekom? Want hy trek jou verder aan die putte. Pas op vir mense wat met jou simpatiseer. Mense wat simpatiseer, bring nie vir jou hoop nie. Hulle trek jou dieper. Jag hulle weg. Hier kom Job. Hy sit op die ashoop. Hier kom sy vriende van kuier. Hulle wil net sê, hulle het gehoor van hierdie groot tragedie wat jou getref het. Ag meneer Job, ons is so jammer om vir jou te hoor. Wie moet maak Job en maak hulle stil. Job 42 vers 10 sê, toe Job vir sy vriende gebid het. Ekskuus, ek dink hulle het dit verkeerd gemaak. Het sy vriende nie vir Job gebid nie, nee. En toe Job vir sy vriende gebid het God sy omstandighede verander. En God het hom 2 keer gegee as voorbeeld. En sy kinders was mooier as ooit. Gaan lees 'n bietjie daai stuk. Luister die broer, ek het iets uitgevind. As jy in die moeilikheid is, bid vir jou vriende. Jou vriende het jou gebed baie meer nodig as jy. Okay, ek gaan dit weer vir jou sê. Ons het hierdie jaar by manne van die woord 'n vat 5 projek. Dit beteken, skryf 5 ouens se name neer en bid vir ander ouens, sodat God jou dubbel soveel kan seën. Jy glo my nie. Daar's 'n ou wat na my toe gekom het, hy het elke dag begin doen. Hy sê, Dawie, as ek kyk van die begin van die jaar tot nou toe, ek het dubbel soveel. You know what? God weet wat jy nodig het, man. Hy weet van elke suikerkorrel wat binne in jou plekkie is, man. Hy weet alles. Maar jou vriende, wat God nie ken nie, het jou gebede nodig.
As die Here dit vir Job kan doen, kan die Here dit vir my doen. Hier staan ek. Ek het dit gedoen. Toe ek in my diepste seer in my lewe was, toe ek deur 'n egskeiding gegaan het, daar was 'n stadium dat ek in 'n woonstel gebly het. Ek het op 'n matras op die grond, op 'n ander ou se huis se eetkamer, het ek gebly. Ek was te skaam om my kinders te my toe te nooi. Ek het nie eens 'n kar gehad nie. Toe ek op my slegste sleg was, toe begin ek 'n selfgroep. You know why? Want hier agter my het ek 'n eis gehad. Ek het een kaart gespeel. En daai kaart se naam was Jesus Christus. Luister die meneer. Armoede definieer jou nie. Dis tydelik. God is ewig. Vat 'n stukkie uit my hoofstuk uit. Gaan 'n boek skryf daaroor. Toe ek down to nothing was, het ek vir my vriende begin bid. Manne van die woord het begin toe ek niks gehad het nie. Manne van die woord het begin met 5 ons onder boom toe ek nie sy eie kar gehad het nie. God het vir my gesê, bid jy vir Abrahams. Want as ek het vir Job gedoen, gaan ek dit vir jou doen. Kan ek jou, dis 'n secret hierdie man. It's not about you, man. God gaan jou anyway seën, man. Hy gaan jou seën. Maar jy moet begin regkom. Jy moet nie 'n dit hê en 'n kar hê en 'n dit hê. Luister, God het nooit gesê hy sê gaan. Daar's iets wat jy kan doen, jy kan bid, nee. Sê my saam. Ek het vir jou nuus. You've got the most powerful tool in the world. You've got a prayer. And you've got a God in you to back it. Wat sê ek vir jou? Yes, man. Al het soveel kursusse en seminare goed gehou. Die Bybel is eintlik so eenvoudig. Slim mense verdwaal en kinders verstaan het. You've got everything, man. Because you've got God. Moet net nie in die verkeerde boot klim nie. Want jy gaan 'n bietjie dieptes toe, man. Moenie in 'n visse maag verdink. Kan jy wat dink, hoe gaan dit wees? 3 dae in 'n visse maag? Ek dink dit is nog 'n interessante tydjie daar tussen al die ander rotvissies in daai maag. Moenie 3 dae gaan weghardloop voor God nie. Nee, gaan. Soos wat die Here gesê het, vir Gideon, gaan in die krag wat ek jou sal gee. Jy het alles, meneer. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Jy het alles. Jy het alles. Jy het die volmaakte genesing, die krag van God, alles wat in Jesus was, is vandag geleer. As jy uitstap, stap saam met die tyd. Ek is so bly jy het jou trailer afgehak. Ek is so bly daai goed van die verlede, jou minderwaardigheid, jou opinies wat ander mense gegee het, die woorde wat hulle oor jou gespreek het, ons het dit afgesny in Jesus se naam. Ons het dit gebid, dis hier. Jy vat nie daai gemors saam met jou huis toe. Moet nou nie weer na kamp toe kom en weer jou trailer nie afhaal nie. Hy is hier, meneer. In die gees is hy hier. Vraag is, wat maak jy met die woord? Wat maak jy met hierdie genade? Ek wil jou uitdag. Word wie God beplan het jy moet wees. Jy kan nie 'n tweede Dawie Spies wees nie. Jy kan nie 'n derde Engels Paggen wees nie. Jy kan net die eerste jy wees. Daar's iets in jou, man. Daar's iets in jou DNA. There's just something special about you. En jy moet dit ontdek. Ek kan dit nie vir jou ontdek nie. Ek kan dit oor jou spreek. Maar ek kan dit nie ontdek vir jou nie. Jy moet dit ontdek. En waar ontdek jy dit? In die woord. Want die woord gaan jou define. Die woord gaan jou definisie vir jou gee. Ek kan nie, ek het nie idee. Luister nie, as ek op 'n partytjie staan en ek preek, dan raak ek so opgewonde oor jou. En ek ken jou nie eens nie, ek ken nie die hare op jou kop nie. Hoe moet God nie voel? Wat jou ken nie, wat jou gemaak het nie, wat jou DNA saamgestel het nie. As ek so excited oor jou is. Yeah man, besef net hoe God oor jou voel. Ons tyd is amper om. Ek gaan vir jou bid vanmôre. Ek voel die Here sê vir my, ons moet jou empower. Ons moet jou seën. Miskien het jou pa jou nooit geseën nie. Miskien het hulle sommer net, jy gedink seën is sommer net so. Manne, seën is die kragtigste ding op hierdie aarde. Vloeke is die kragtigste ding op hierdie aarde. Vloeke is goeders wat jou beloof, dat jy nooit by seëning uitkom. God het 'n seën uitgespreek. En hy het daai seën vir ons gegee om uit te spreek.
En vanmorgen gaan ek jou seën. Ek voel die manne wat hier sit wat in die bediening ingaan. Ek wil nie daar waar jy sit, maak jou oë toe. Hierdie naweek het die Here met jou gepraat. Dis 'n baie ernstige oomblik hierdie. Hierdie naweek het die Here met jou gepraat en die woord van die Here het tot jou gekom. Jona 1. As jy die volgende woord gaan sê, maar Jona, dan moet jy nie nou opstaan nie. Dis die ou wat vandag gehoor het, Here, is ek stuur my. Ek weet nie hoe dit werk nie, Here. Ek weet nie sal voorsien, ek weet nie vir my help. Here, ek gaan in die woord kom, help my, Here. Ek wil vandag met jou praat, meneer. Ek wil vandag met jou praat. Die woord van die Here het hierdie naweek tot jou gekom. As jy ernstig is oor God, wil ek jou net herinner, God was baie ernstig oor jou. Hy het sy seun laat sterf aan 'n houtkruis, omdat hy jou en my in gedagte gehad het. Hierdie naweek is nie cheap nie, meneer. Hierdie naweek is 'n draai van jou seisoen. Is dit nie toevallig dat dit die 22ste se naweek is nie? My ete, werk dit nou maar uit met jou kop? Is dit nie toevallig dat die somer is aan die kom van vandag af nie? Is dit nie toevallig dat jy die naweek hier gekom het, daar was transport, daar was petrol, en daar was die woord nie? Die vraag is, wat maak jy met die woord? Ek wil jou vandag roep. As dit jy is, meneer, dan wil ek jou bekragtig in jou bediening vandag. I want to bless you in your new dispensation, in your new ministry. Ek weet nie wat dit is nie. Ek ken nie alle secrets nie. God ken jou, meneer.